Een ontmoeting met Jesus kan alles verander. Nie net jou denke nie, jou rigting, jou roeping, jou prioriteite, alles. In Handelinge 9 sien ons 'n man wat gedink het, hy dien God, maar eintlik volgers van Jesus vervolg het. Saul was geleerd, hy was gerespekteer, hy was 'n fariseer onder fariseërs. En toe op pad na Damaskus, breek die lig uit die hemel deur sy donker wêreld. Ja, Paulus val op die grond neer, want dit is wat gebeur wanneer jy in die teenwoordigheid van die enigste lewende God kom. En Paulus hoor 'n stem wat vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Sy antwoord is skokkend, eenvoudig en eerlik, wie is u Here? En toe Jesus homself openbaar, vra Saul onmiddellik, Here, wat wil u hê moet ek doen? Ons sien dit in Handelinge 9 vers 6. Jy sien Paulus het nog nie alles verstaan nie. Hy was nog blind. Hy was nog geskok. Maar hoor gou, sy hart was dadelik reeds oorgegee. Wat wil jy hê moet ek doen? Jesus antwoord nie vir Paulus met 'n volledige uitgeleide plan nie, nee, net met 'n volgende stap. Jesus sê vir hom, staan op. Staan op. Gaan na die stad en dit sal vir jou gesê word wat jy moet doen. Jy sien, wanneer jy 'n werklike ontmoeting met die Seun van God het, verander alles. En gehoorsaamheid begin een tree op 'n slag. En Paulus kom by 'n kruispunt hier in sy lewe. Hy moet 'n keuse maak. Gaan hy vashou aan sy ou identiteit of gaan hy in die lig van hierdie wêreld? Gaan hy die lig van hierdie wêreld volg? Hy kies toe. Hy staan op, al is hy nog blind. Hy weet nie wat vir hom verwag word nie en hy weet nie wat lê voor nie. Maar hy's totaal afhanklik. Hy's kwesbaar en laat hom toelei. En toe hy doen, toe verander iets radikaal. Toe hy opstaan en beweeg, begin hy, 3 dae was hy nog blind en hy bid en hy vas vir 3 dae. Nie om indruk te maak nie, maar om hierdie ontmoeting wat hy gehad het. Hy soek nou rigting. Hy soek nou meer na daardie waarheid. Hy vas en bid nie vir 3 dae om homself te bewys nie, maar om Vader se aangesig net meer te soek. En Jesaja 58 vers 8 sê, dan sal jou lig deurbreek soos die daggeraad. Met ander woorde, waar daar onsekerheid en duisternis is, bring diepe gebed en soeke na Vader goddelike helderheid. En kyk wat gebeur. Abba Vader stuur toe vir Ananias. Die oogskille val van Paulus se oë af. Paulus sien weer en hy word vervul met die Heilige Gees. En 'n vervolger word 'n uitverkore werktuig. En dieselfde geld vandag vir jou en vir my. Het jy groot besluite om te maak? Het jy rigting nodig? Het jy antwoorde? Soek jy antwoorde? Staan op, bid en soek Vader se aangesig. Jesaja 30 vers 21 beloof, dit is die weg, wandel daarop. Die vraag is nie of Vader ons lewende God met ons praat nie. Die vraag is, wanneer gaan ons opstaan en doen wat hy sê? Nader vandag, Vader, en sy lig sal deur jou skyn in 'n donker, donker wêreld.